Goeiedag geliefdes en welkom ook by die gedenkdiens van Solly Wolmarans. Mag ek dalk so vooraf ook namens my as predikant van Midstream Familiekerk en ook namens die kerkraad en lidmate vir u elkeen sê baie sterkte met die afsterwe van oom Solly Wolmarans. Hy laat verseker 'n leemte in ons gemeente se lewe agter en ook in myne, omdat ek hom baie vinnig leer ken het en omdat hy my ook baie na aan die hart gelê het. Kom ons sit net so en dan begin ons in die naam van die Here. Troue God en Hemelse Vader, Here, ons dankie dat ons u kinders mag wees en dat ons mag vertrou op u wat almagtig is en u wat die God is van ewigheid tot in alle ewigheid. Ons dankie, Here, dat u elke dag teenwoordig is in ons lewens, dat u naby is wanneer ons roep en dat ons die vaste en sekere wete mag hê dat u met ons bemoeienis maak. Hier op 'n dag soos vandag kan ons nie anders as om hartseer te wees nie, want iemand wat na aan ons was, 'n man, 'n pa, 'n broer, 'n vriend, is van ons al weggeneem. En moet ons erken, Here, dat daar 'n leemte is in elkeen van ons harte. En kan ons ook nie anderster as om hartseer te wees nie, juis moet ons ook nie by mekaar mag wees nie. Juis omdat ons ook nie aan mekaar kan raak, vir mekaar 'n drukkie kan gee en kan sê sterkte nie. Daarom bid ons, Here, dat u ons sal omvou met u liefde, dat u ons harte sal vul deur die Gees, en dat ons ook vanmiddag, waar ons so saam is uit verskillende oorde, ook vir 'n oomblik sal stil raak, dat ons die gejaagdheid van die lewe een kant toe kan skuif, en ook sal luister, Here, na dit wat u vir ons wil sê. Wanneer die psalmdigter ook op 'n stadium in sy lewe kom, erken hy, Here. Wanneer hy sê, die wat op die Here vertrou is so Sionsberg wat nie wankel nie, en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. En mag dit ook vir elkeen van ons, Here, waar wees. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan nou as lofsang Psalm 241 luister en saam sing. Die opskrif van die gesang val my altyd by wat sê, troue Here van ons lewe.
Geliefdes, ons skriflesing vanmiddag kom uit 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16 tot en met hoofstuk 5 vers 10. Die opskrif van die gedeelte sê, lewe deur die geloof. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons. Want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontleed wees en naak voor God staan. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen. Ons wil die hemelse behoor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy, wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus staan, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Ons lees net tot sover vanmiddag. Gelukkig is elkeen wat uit die woord van die Here lees, dit glo en ook elke dag daarvolgens probeer leef. Ons teksvers vir vanmiddag se prediking, vers 6, sy eerste gedeelte wat sê, daarom is ons altyd vol moed. Geliefdes, een van die lesse wat 'n mens leer soos jou lewensjare aanstap, is dat hierdie lewe waar binne ons onsself bevind, maar net nie wil word wat ons graag wil hê dit moet wees nie, en dalk in 'n sekere sin ook wat ons graag wil wens dit moet wees nie. So dikwels gebeur dit dat 'n mens amper kan voel dat hierdie beker wat 'n mens het, wat jou lewe is, eintlik maar heeltyd half vol bly en net nie vol wil word nie, en hoe 'n mens amper leeg getap word in sekere situasies. Ouer mense beleef dit baie skerp wanneer hulle liggame besig is om agteruit te gaan. Wanneer hulle dalk nie meer kon doen wat hulle graag wil doen nie, en ook dat hulle onthou hulle altyd gedoen het. Jong mense beleef dit ook sterk. Die ontnigtering van 'n 25-jarige of 'n 30-jarige of dalk 'n 40-jarige wat op 'n stadium in 'n lewe kom en net nie sekere drome kan verwesenlik nie, en dan ook besef dat hierdie lewe waarbinne hulle self bevind tydelik is. Dalk die huidige omstandighede waarbinne ons self bevind, laat ons al hoe meer daardie vraag vra, ons toekoms wat so half 'n bietjie weggevat is, al ons toekomsdrome, al ons beplanning, en op 'n dag soos vandag, wanneer 'n mens met die dood gekonfronteer word, laat 'n mens besef dat hierdie aardse bestaan van ons tydelik is, en dat ons liggame nietig is, en dat ons afhanklik is van God. Geliefdes, wanneer 'n mens so dink oor die lewe,
wil ek nie te veel filosofeer vandag nie, wil ek nie te veel vra na die sin van die lewe nie. Gebeur dit soms dat 'n mens moedeloos raak? Want op die einde van die dag voel dit asof ons net nie kan bereik of kon bereik wat ons graag wou. En daarom het ek gemeen dat die teks wat ons vanmiddag saam gelees het, so belangrik is vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons wat onsself in 'n moedelose situasie bevind, vir elkeen van ons wat hartseer is, vir elkeen van ons wat dalk voel asof die toekoms donker is. En wil ek graag die gedeelte opbreek in 3 dele. En dalk aan die een kant kyk na dit wat ons tans het, dit wat die Here vir ons gaan gee, en dan ook wat dit vir ons elkeen beteken. Wanneer ons vir mekaar vra vanuit hierdie teks, wat het ons? Sê Paulus dit baie eenvoudig. Tans het ons 'n tydelike blyplek, 'n tentwoning. Ek weet nie of u dalk lief is vir 'n kamp nie, ek kan dalk vanuit my eie lewe vir u sê dat jy baie seker moet wees dat jou tentgereedskap reg is, alvorens jy 'n tent-ekspedisie aanpak. Want jy kan jouself binnekort vashardloop in 'n klomp hartseer en 'n klomp uitdagings. Maar is dit ook so dat die lesers van hierdie teks hierdie metafoor baie goed verstaan het, want het meeste van die antieke mense verstaan wat dit is om nomades te wees. Nomades wat met hulle tent en ook met hulle kinders en hulle diere en moes rondbeweeg en moes trek agter kos aan. En alhoewel 'n tent ook skuiling was teen die natuurelemente en teen al die gevare, was dit maar 'n tydelike ding gewees. 'n tent wat ook maar kan skeur. 'n tent wat ook maar deur die wind weggewaai kan word. 'n tent wat nie eintlik soveel sekuriteit bied teen gevaarlike diere. En geliefdes, wanneer Paulus hierdie metafoor gebruik, vergelyk hy dit baie sterk met die volgende beeld waar hy praat van 'n gebou. Maar alvorens ons daar gaan kom, moet u een ding baie mooi hoor. Dit wat ons tans het, is 'n aardse tentwoning. En dit beklemtoon dalk baie sterk dat hierdie lewe van ons 'n nietige lewe is. En wil dalk opgepak word. 'n Tent wat opgepak word en ons wat verskuif na 'n volgende gedeelte. En natuurlik verwys dit na ons liggame. Natuurlik praat Paulus hier ook van ons liggame wat hy gebruik as 'n tent. Maar is hierdie tent nie net 'n verwysing na ons liggame nie, maar eintlik na ons hele aardse bestaan. Ons hele lewe is maar 'n tentlewe. Ons wat so graag vastigheid wil hê, wat so graag 'n blywende gevoel wil hê, is ons hele aardse bestaan maar 'n tentlewe. Ons as mense wat so graag onsself wil vestig, 'n huis wil besit, 'n vaste beroep wil beoefen. Ons wat so graag permanentie in ons verhoudings met mekaar wil hê. Mense wil so graag pertinent goeie gesondheid beleef. Mense wat so graag finansiële sekuriteit wil hê, vastigheid, blywendheid. Maar die vastigheid en die blywendheid wat ons elke dag bly ontglip. Niks op hierdie aarde wat eintlik maar vas
en seker is nie. Niks op hierdie aarde wat eintlik vir ons 'n vaste waarborg is nie. En so is ons lewe maar 'n voortdurende stryd. Ons wat elke dag maar moeisaam probeer om 'n bestaan te maak. En soos wat die jare verbygaan, leer 'n mens seker maar om daarby berusting te vind. Maar is dit op 'n dag soos vandag dat ons werklik met hierdie stryd gekonfronteer word? Geliefdes, wanneer ons besef dat ons 'n aardse tentwoning het, wat een of ander tyd afgeslaan word, is dit goed om die volgende stelling ook te hoor, wat Paulus hier ook skryf aan die gemeente in Korinthe. Wat gaan die Here vir ons gee? En die gee dit vir my amper so opgewondenheid. Want vir sy kinders, sê God, gee ek 'n ewige tuiste. Vir sy kinders, die mense wat in die Here Jesus Christus as verlosser glo, wie se sondes deur sy bloed afgewas word en wat deur die Heilige Gees nuwe mense gemaak word. Gee God, wanneer hulle aardse tentwoning afgebreek word, iets oneindig beter. 'n ewige huis in die hemel. 'n ewige huis wat hy gebou het. Geliefdes, so dikwels kyk ons vas in hierdie ewige huis na dit wat ons dink oor ons liggame. So ons kry 'n verheerlikte liggaam wat reg is, wat goed is. Maar dit is ook iets meer. 'n ewige gebou, 'n ewige lewe wat nooit ophou nie. 'n ewige tuiste. Ook is dit die belangrikste. Ons wat hier op aarde dalk 'n huis het, 'n tentwoning, maar nooit werklik tuis is. Gee God vir u en vir my 'n ewige tuiste saam met hom. 'n bestaan wat nooit weer gaan ophou nie. Hoe wonderlik om dit te weet. En geliefdes, sê Paulus ook, aangesien ons dit weet, hou ons moed. Kan ons in situasies soos hierdie vandag, soos wat tans leef in die wêreld rondom ons, moed bly hou? Want weet ons, dat alhoewel hierdie lewe verbygaan, alhoewel hierdie lewe nietig is, ons ook uitsien na die ewige lewe saam met God. Wat ons tans het, is 'n aardse tentwoning. Maar wat die Here vir ons gaan gee, is 'n ewige huis in die hemel, wat hy self gebou het. Geliefdes, wanneer ons oor hierdie twee gedagtes nadink, moet ons vir mekaar afvra, nou wat beteken dit? Wat beteken dit vir u en vir my as gelowiges? Eenvoudig. Dat dit wat ons reeds ontvang het, ons positief motiveer, om aan te hou, om steeds na die wil van die Here te leef, om steeds elke dag sy woord te verkondig, met woord en in daad. Ons verstaan, dat ons nog hier op aarde is, om 'n verskil te maak. Ons verstaan dat alhoewel ons hartseer is, ons ook kan terugkyk op ons lewe, 'n pa kan onthou, 'n man kan onthou, 'n vriend kan onthou, wat vir elkeen van ons 'n voorbeeld was. En alhoewel ek oom Solly nie lank geken het nie, het hy daardie impak op my gehad. Waar hy gereeld woensdaagoggende langs my gesit het in sy rolstoel en dan so op 'n kol uit die bloute gesê het, maar Dominee, dan het ek aandagtig geluister.
Want het hy ook getuig in sy lewe van 'n diepsinnige geloof. 'n Persoon wat verstaan het wat dit beteken om naby aan die Here te leef. Wat geweet het wat dit beteken om afhanklik van die Here te wees. Geliefdes, ek sluit af. Daar kom sulke momente in ons lewe wanneer ons skerp bewus raak van die onvolmaaktheid van hierdie aarde en van hierdie lewe. En dat alles hier tydelik is. Hoe alles verbygaan en hoe ons liggame en tyd ook afgetakel word. Daar is baie mense wat depressief raak daaroor. Jong mense wat wil skop en skree daarteen. Amper asof hulle so geskok is omdat hulle dit besef. Maar wat ons vanoggend saam gelees het, is vir elkeen van ons 'n troos. Wanneer ons vanmiddag dit hoor, weet ons en verkondig ons dat God met ons is. En dat dit wat vir ons voorlê, dit wat vir ons wag, veel meer en veel beter is as dit wat ons reeds hier het. Geliefdes, daarom wil ek vir elkeen van u sê, en vir myself ook, hou die goeie moed. Leef voluit elke dag. Getrou aan dit waartoe die Here ons geroep het. Getrou aan dit waardeur ons reeds vrygemaak is, deur die bloed van Jesus Christus. Wanneer ons besef dat hierdie aardse lewe van ons verweer en maar 'n tentwoning is wat nietig is, fokus op die ewige tuiste. Fokus op die lewe wat vir elkeen van ons voorlê. Mag ons dit onthou van ons sondiese lewe. Dat hy wat ervaar het, dat sy aardse liggaam afgetakel word, dikwels swaar gekry het as gevolg van gesondheid en die uitdagings daarachter, steeds bly moet hou het, omdat hy geweet het waar om sy krag te vind, en dat hy erken het dat sy krag in die Here ons God lê, wat ons nooit in die steek sal laat nie. Hou moed, leef elke dag as kinders van die Here. Amen. Geliefdes, waar ons nou afskeid neem van Solly Wolmerans, moet ons nie ontsteld wees nie. Want Jesus Christus het gesê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Kom ons bly ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. Stop.